Ons gaan net so sit, dan gaan ons net 'n gebed saam doen. Vir u wat wil staan, is u welkom. Ek hoor hulle sê die stoele kan bietjie hard raak. So as u graag wil staan, is u welkom, of u kan net so sit en dan doen ons net 'n gebed saam. Wonderlike Hemelvader, ons aanbid u in hierdie môre, dat u vir ons so lief is, en dat u ons so lief gehad het, dat u u enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in u glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Vader, baie dankie vir u liefde wat geopenbaar word in die uitstorting van die Heilige Gees. Die Gees van die waarheid wat in u kinders se harte kom woning maak. En dan ook vir ons leer hoe om te bid. Ons leer hoe om sonde te weerstaan. En om ons te leer in die waarheid sodat ons geestelik kan groei tot daardie volwasse man, tot daardie volle mate van grootte in Christus Jesus ons Here. Here, ons het nou daardie pragtige lied gesing, It's not an easy road. En ons almal kan vanmôre getuig daarvan, daar is dinge wat gebeur het in hierdie week, in hierdie maand, en in hierdie jaar wat vir ons, Here, met baie hartseer en met baie pyn deurboor het, maar Here, u was getrou om ons deur te dra tot op hierdie dag. Daarom sê die psalmdigter, geloof sy die naam van die Here, dag na dag draai vir ons. Here, ek eer u vanmôre vir elkeen wat hier is. Ek aanbid u, Here, vir elkeen wat die tyd uitgekoop het om na u woord te kom luister, en my gebed is dat u vir hulle ryklik sal seën met al die geestelike seëninge in Christus Jesus ons Here. Dankie vir elkeen wat ingeskakel is op Facebook, op webwoord, Here, elkeen wat die woord van die Here hoor op hierdie besondere maniere wat dit op uitgesaai word. Ons eer u daarvoor, en ons vertrou, Here, dat u verheerlik sal word in ons midde. Ag, ons vra dat ons, wanneer ons hier vandaan beweeg vanmôre, dat ons skynende lig in die donker wêreld sal wees. Ek het hierdie week daaraan gedink wat Matteus 5 sê, dat 'n stad wat bo op 'n berg is, kan nie weggesteek word nie. En 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit 'n maatemmer bo oor dit nie, maar jy stel dit in die huis op 'n staander sodat dit kan skyn en almal wat inkom kan dit sien. En wil u ook vir ons uitstuur in hierdie donker wêreld om werklik soos 'n stad bo op 'n berg te wees en soos 'n lig wat helder skyn. En ag Here, die gebed van my hart is, skenk vir ons wysheid, dat ons nie nou in hierdie laat uur moeg en moedeloos sal raak nie, maar dat ons soos die apostel Paulus sal sê, ons wil die goeie stryd stry, ons wil die wedloop volëindig, en ons wil die geloof behou. Dankie dat ons nie vanmôre besig is met fabels, Here, of wensdenkery of mensgemaakte idees nie, maar dankie dat ons vanmôre weet dat u woord is vas en waar, en dat u sê, aan die einde van hierdie lewe, sal daar een van twee bestemmings wees, of die heerlikheid van die hemel, saam met ons Here Jesus Christus, wat ons vrygekoop het, of die ewige verdoemenis, waar ons u oordeel vir ewig sal ontvang. En ag, dierbare Here, my gebed is dat elkeen wat hier is, wat inluister, dat hulle met daardie oortuiging in hulle harte sal sê, ek is seker ek behoort aan die Here, nie oor iets wat ek gedoen het nie, maar oor wat hy aan die kruis gedoen het, en dat ek my skuld kon werp op Jesus, die vlekloos lam van God, die sware las van sonde dra hy, o salig lot. En daarom dank ons die Vader, dat ons vanmôre die naam van ons Here Jesus kan aanroep. Ons dank u ook vanmôre vir elkeen wat mildelik gegee het vir u saak, en Here, hulle wat inbetaal in die rekening, en hulle wat u saak ook hoogag om te gee daarvoor, sodat ons u koninkryk kan uitbrei. Ons bid dat u elkeen ryklik sal seën, en Here, dat u vir hulle ook in hulle harte blymoedigheid sal gee, en die feit dat u vir hulle ruimskoots voorsien en sorg, en dat hulle weer op hulle beer kan gee, uit 'n dankbaarheid, omdat u vir hulle goed is. Ons bid dat u ons samesyn sal seën, dat u spreker en hoorder op 'n besondere manier naby sal wees. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir u geskenk van God ons hemelse Vader en ons dierbare Here Jesus Christus, en dit word kragtig menigvuldig deur die werking van sy Gees hier by ons. Amen. Nou vriende, ek nooi om die woord van die Here vanmôre saam met my oop te maak by die boek Openbaring. Ons gaan Openbaring die 7de hoofstuk saam lees, en ek vra verskoning, ons het nog nie die kaart op nie. Ek moet nou eers toestemming vra om te kyk waar ek die kaart kan sit, en van volgende week af behoort ons weer die kaart te hê, dat ek vir u kan wys op die kaart, waar trek ons nou. Maar terwyl jy na die boek Openbaring toe blaai, wil ek net so 'n paar boeke aan u voorhou wat u kan lees om bietjie meer besonderhede te kry en bietjie meer in detail te lees oor die boek Openbaring. Nou het vir gesê dat die meeste reken is 'n geslote boek. Ons moenie te veel in die boek delf nie, ons moenie te veel lees nie. Daar is te veel simbole, goed wat ons nie verstaan nie.
En ek dink tog ons moet die boek Openbaring op dieselfde manier hanteer as wat ons die res van die skrif hanteer, deur dit grammaties histories te verklaar, binne die konteks van die res van die woord, en daar is sekere dinge wat ons nie gaan verstaan nie. Ek wil vir u dit met groot vrymoedigheid sê, daar is sekere dinge wat ons nie gaan verstaan nie, daar is sekere dinge wat vir ons probleemkwessies gaan bly, en u ken nou die geheime vers in ons gemeente, wie kan vir my sê, ek dink, ons sal hierdie regterkant dit kan hoor, Deuteronomium 29:29. Die verborgde dinge is vir die Here onse God, maar die geopenbaarde dinge is vir ons en ons kinders. Luister vriende, as ons God heeltemal in sy totaliteit kan verstaan en verklaar, is hy nie meer God nie. Die meeste kerke probeer die Here so in 'n boksie sit en sê, dis God, dis hoe hy werk, dis hoe hy maak, en dis nie so nie, hy is ver bo ons denke. En daarom aanbid ons hom. As u nou die boek Romeine gaan lees, dan kom Paulus in Romeine 11, vers 33 tot 36, moet daar die aanbidding, en hy sê oor die diepte van die rykdom en die wysheid en die kennis van God, hoe groot en oordeurgrondelik is sy oordeele, hoe onnaspeurlik is sy weën. Dan praat hy oor, was daar ooit raadsmanne wat by God gesit het en vir hom gesê, kom ons help u bietjie, ons gee 'n bietjie raad oor hoe u die aarde moet bestuur en hoe u dan ook alles in plek moet sit. En ek wil vir u sê, wanneer ons kyk na God, aanbid ons hom. En wanneer ons die woord lees, verstaan ons so ietsie van hom, wat hy van homself aan ons openbaar. En as ons kom by die boek Openbaring, een van die moeiliker boeke om te verstaan, sien ons nog steeds, is nie 'n geslote boek nie, maar 'n boek wat ons kan lees. So u kan na Dr. John MacArthur toe gaan, en ek kan nou met vrymoedigheid sy naam sê, en met vrymoedigheid hom aanbeveel, sonder dat daar swart oor my kop hang. U kan dit gaan lees met blymoedigheid, met vrymoedigheid. Ek sê nie hy is die Here nie. Ek sê nie sy goed is onfeilbaar nie. Wat ek net vir u sê, hy doen moeite. Dis die enigste man in die geskiedenis wat vers vir vers deur die Nuwe Testament gepreek het. 'n man wat Hebreeus en Grieks magtig is. 'n man wat oor die 50 jaar in een gemeente arbei. En wêreldwyd gereken word as die prediker wat sy boodskappe die meeste versprei word. Hy is absoluut gereformeerd in sy verstaan. Wat is gereformeerd? God word daar geplaas en die mens hier. God kry weer sy regmatige posisie en die mens weer hulle sin. Die meeste kerke stel die mens en God gelyk met mekaar. En as ons nie kan God nie, luister, as u vanmôre so God aanbid, aanbid u 'n afgod. Hy kan doen wat hy wil in die hemel en op aarde. Ons is sy skepsele. En hy is die skepper. So lees die boek, daar is 2 volumes van hierdie kommentaar, dan het Tim LaHaye en Ed Henson 'n boek geskryf, die Encyclopedia of the Bible Prophecy, en dan die Tim LaHaye en Jerry B. Jenkins, Are We Living in the End Times, Walwoord, is 'n professor, ek dink by Dallas Theologiese Seminarie gewees, en hy het die boek geskryf, The Revelation of Jesus Christ, en Dwight Pentecost, Things to Come, baie besondere boeke. So daar is nog baie ander boeke wat u kan lees, maar as u dan net so 'n bietjie meer inligting wil bekom, is u baie welkom. So kom ons val weg by Openbaring 7 en ons gaan daar hierdie 17 verse saam lees. Nou ons het reeds gevorder tot by Openbaring 7. Jy sal onthou, die eerste 3 hoofstukke het gegaan basies oor die kerkdispensasie. Die tyd waarin ons onsself bevind, die gemeente in Efese wat hulle eerste liefde verlaat het, tot by die gemeente van die Laodicense wat dan afgekoel het en koud geword het, soveel so dat die Bybel sê dat Jesus staan en klop by die deur van sy eie kerk. En wat bedoel die Bybel daarby is eenvoudig dat die kerk so vreemd geraak het in hulle aanbidding, dat Christus nie meer welkom was in sy eie kerk nie. U moet onthou, dit beteken nie as ons die naam kerk dra of in 'n kerkgebou sit of saamkom vir aanbidding, dat ons noodwendig besig is met die Here Jesus nie. Ons moet altyd die skrif ondersoek om te kyk of dit wat geleer word van die kansels oor televisies, dit wat jy lees, dit wat jy hoor, of dit ooreenkom met gesonde Bybelse verklaring. En daarom gaan ons vanmôre ook bietjie kyk na Openbaring 7. Nou ons gaan bietjie kyk na die 144,000 verseeldes en die ontelbare menigte. Nou ek wonder of u een van die 144,000 is. Ons sal sien aan die einde van die preek of u is. En of ek is, nee? Kom ons lees saam. En na hierdie dinge het ek 4 engele op die 4 hoeke van die aarde sien staan, en hulle die 4 winde van die aarde vasgehou, sodat geen wind sou waai op die aarde of die see of teen enige boom nie. Probeer jouself indink as die wind moet ophou waai. In die Kaap wens die mense hou opwaai. Maar ook net vir so 'n paar minute as daai hitte kom, die gedagte, hierdie oordeel van God, vers 2.
En ek het 'n ander engel sien opkom van die opgang van die son met die seël van die lewende God. En hy het met 'n groot stem geroep na die 4 engele aan wie dit gegee is om die aarde en die see te beskadig en gesê, moenie die aarde of die see of bome beskadig voordat ons die diensknegte van ons God op hulle voorhoofde verseël het nie. En ek het die getal van die verseëldes gehoor, 144.000 verseëldes uit al die stamme van die kinders van Israel. Uit die stam van Juda 12.000 verseëldes, uit die stam van Ruben 12.000 verseëldes, uit die stam van Gad 12.000 verseëldes, uit die stam van Aser 12.000 verseëldes, uit die stam van Naftali 12.000 verseëldes, uit die stam van Manasse 12.000 verseëldes, uit die stam van Simeon 12.000 verseëldes, uit die stam van Levi 12.000 verseëldes, uit die stam van Isaskar 12.000 verseëldes, uit die stam van Sebulon 12.000 verseëldes, uit die stam van Josef 12.000 verseëldes, uit die stam van Benjamin 12.000 verseëldes. Nou as u wiskunde so goed is soos myne, 12 maal 12 is 144.000. Ek moet eintlik vir Calvin vra, want ons dril tafels by hom in. Vers 9. Na hierdie ding het ek gesien en kyk, daar was 'n groot menigte wat niemand kon tel nie. Uit alle nasies en stamme en volke en tale. Hulle het gestaan voor die troon en voor die lam, bekleed met wit klere en met palmtakke in hulle hande. En hulle het met 'n groot stem geroep en gesê, huil aan ons God wat op die troon sit en aan die lam. En al die engele het rondom die troon en die ouderlinge en die 4 lewende wesens gestaan. En hulle het voor die troon op hulle aangesig neergeval en God aanbid en gesê, Amen. Die lof en die heerlikheid en die wysheid en die danksegging en die eer en die krag en die sterkte van ons God, tot in alle ewigheid. Amen. Toe het een van die ouderlinge gespreek en vir my gesê, hulle wat bekleed is met die wit klere, wie is hulle en waarvandaan het hulle gekom? En ek sê vir hom, my Heer, u weet dit. En hy sê vir my, dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom, en hulle het al klere gewas en hulle klere wit gemaak in die bloed van die lam. Daarom is hulle voor die troon van God en dien hom dag en nag in sy tempel. En hy wat op die troon sit, sal sy tent oor hulle oopspan. Hulle sal nie meer honger en nie meer dors hê nie. En nooit sal die son of enige hitte op hulle val nie. Want die lam wat in die middel van die troon is, sal hulle laat wy en hulle na lewende waterfonteine lei. En God sal alle trane van hulle oë afvee. Ons lees hier die 17 verse uit Openbaring 7, wat besondere klompie verse wat ons saam gelees het. Ons teksoordenkings vanmôre, vers 4, en ek het die getal van die verseëldes gehoor, 144.000 verseëldes uit al die stamme van die kinders van Israel. Die tema dan vanmôre, die 144.000 verseëldes en die ontelbare menigte. Nou vriende, hierdie gaan boodskap 1, en u moet nou nie moedeloos word, ek sê 1 van hoeveel nie? Dit ding is 1 van 3, waar ons gaan praat oor die 144.000 verseëldes, want ons vind hulle later weer in Openbaring 14. So ek het goed gedink om dan hierdie twee te kombineer, om vir u te wys, dat hierdie 144 en die in Openbaring 14 een en dieselfde groep mense is, en die Here wil deur hulle vir ons ook vanmôre 'n baie besondere les kom leer. Nou die vraag wat die meeste vra is, wie is hierdie 144.000 waarvan die boek Openbaring melding maak? Johannes, hierdie apostel van die Here Jesus op die eiland Patmos, hy is besig om te skryf onder leiding van die Heilige Gees, en die Here wys vir hom hierdie 144.000 verseëldes. Nou, as ons die skrif lees, sien ons uit al die stamme van die kinders van Israel, maar die meeste sien dit nie raak nie. Die meeste lees hierdie laaste gedeelte mis, want jy sien, daar is 'n groot groep in ons land en wêreldwyd wat hulle self die Jehova se getuies noem. Het u al gehoor van hulle? Dis nou die manne wat mooi aangetrek is, gewoonlik 2 mans en 1 vrou, en hulle kom by jou hek aan en hulle groet jou beleefd en hulle so vriendelik, en jy dink by jouself, is hierdie engele wat mense geword het? En tot jy hulle in jou huis innooi, dan kom jy agter hulle teologie is so verwronge en hulle verstaan van God en van Christus en van die Heilige Gees is so wyd verwyder van die woord dat jy na 'n paar minute vir hulle sê, ek dink jy moet gaan.
Want jy sien, die meeste van hulle wil nie met jou praat en redeneer oor die skrif nie, want hulle word letterlik geïndoktrineer en hulle wil nie verantwoording doen oor wat hulle glo nie, maar probeer jou net oortuig sodat jy in hulle rigting sal beweeg. Nou, hulle glo dat hulle die 144.000 is, of dat die superheiliges wat deel uitmaak van hulle genootskap, dan die 144.000 sal wees. Nou, daar in Kreeusdorp is hulle hoofkwartier, hier in Suid-Afrika. Ek weet nie of u weet daarvan nie. Nou, op 'n stadium was ons daar gewees, en ons het bietjie gaan kyk na die boeke wat hulle druk, die Ontwaak is die een, en ek weet nie wat is die ander ene nie, maar in elk geval, toe ons in die biblioteek kom, is daar die Magtom boeke daan, saam met die dosent is ons besig om so deur te stap, en toe ons by hierdie 144.000 kom, toe begin ek met hom praat, en die dosent sê, kom, dis nou tyd dat ons moet gaan, want toe weet hy, hier op hulle plek, gaan ons nou praat oor iets wat hulle nie regtig kan verduidelik nie. So wat ek vir u wil sê, hierdie 144.000 is nie 144.000 spesiale heiliges van die Jehova se getuies nie. Die 7de-dagse Adventiste glo weer dat hierdie 144.000 uit hulle geleedere sal kom. Hulle het nou weer 'n ander verduideliking en verklaring daaroor, en dan is daar baie mense wat weer sê, ons weet nie regtig nie, en sê die Bybel vir ons baie duidelik wie hierdie 144 is, en ons moet vanmôre 'n bietjie daarna kyk, want ek dink die Bybel is baie duidelik oor wie hierdie 144 is, en ons gaan vanmôre gou daarna kyk. Ek het vir u gelees in Openbaring 7 vers 4 tot 8, en ek het die getal van die verseeldes gehoor, 144.000 verseeldes uit al die stamme van die kinders van Israel, en dan noem hy Juda, Ruben, Gad, Aser, Naftali, Manasse, Simeon, Levi, Isaskar, Sebulon, Josef en Benjamin. En watter een mis ons? Dan, ons mis vir Dan. Het jy agtergekom? Hier is 12 stamme genoem, maar ons mis vir Dan. En die vraag wat gevra word is, daar is dan 12 stamme, en hierdie 12 stamme het uit die man Jakob ontspring. Onthou hy 12 seuns gehad, en van hulle was hierdie kinders dan gebore, en hierdie volk Israel het 'n groot en magtige volk geword. En die vraag word baie keer gevra, nou waarom is Dan afwesig in hierdie 144.000, wat die Here dan ook in die boek Openbaring opgeteken het, en daar is nou redelik verklarings rondom dit, en ek gaan vir u so 2 of 3 noem, en dan vir u 'n gedagte noem, en dan gaan ons aan met die boodskap. Hier is maar net interessantheidshalwe. Hulle reken dat Dan uitgesluit is, omdat hierdie volk, of kom ek sê hierdie stam van die volk Israel, in erge afgodediens en immoraliteit verval het. As jy nou die Ou Testament gaan lees, sal jy agterkom, hulle was 'n deel van hierdie volk Israel, 'n stam in die volk Israel, wat hulle nie gesteer het aan God se woord nie. En ek het daarin gedink, vriende, hoe dikwels hoor ons God se woord, en wil ek vanmôre vir jou sê, hier aan die begin van die boodskap, hoe meer jy God se woord hoor, en hoe minder jy jou steer aan God se woord, hoe harder word jou hart. En sal daar 'n dag aanbreek dat jy vir jouself sê, ek stel nie regtig belang aan hierdie goed nie. 'n Ander kommentaarskrywer reken dat hierdie stam totaal uitgewis is, omdat God hulle geoordeel het weens hulle absolute sonde wat na die hemele gereis het. En dan is daar een kommentaarskrywer wat reken dat uit die stam van Dan sal die Antichrist kom. En ek wil nou nie sê of een van hierdie 3 verklarings die waarheid is nie, maar wat ek vir u kan sê is, as jy die Ou Testament lees, dan sien ons die 2 seuns van Josef word eintlik in 2 aparte stamme gedeel. En daarom sien ons ook toe die land Kanaan verdeel is, het hierdie 2 seuns, Manasse en Efraim, elkeen 'n deel gekry van hierdie beloofde land, en daarom sien ons dat Dan se naam nie hier is nie, maar ons vind vir Josef en vir Manasse. Maar die kort en die lang van die saak bly nie waarom Dan se naam nie hierby is nie, maar wie is hierdie 144.000 en wat is hulle doel? En ek dink die Bybel is baie duidelik daaroor, vriende, dat hierdie 'n groep mense sal wees, Jode in besonder, wat God kragtig sal gebruik in hierdie eindbedeling wat ons dan tegemoet sal gaan. U sien, God het nog 'n plan en 'n doel met sy volk Israel. Daar is baie mense wat reken dat die Here se plan met sy volk Israel verby is. Hulle het so gesondig in die Ou Testament dat die Here gesê het, luister, ek is klaar met julle. En ek wil vanmôre jou net waarsku as jy so siening het. As ons so siening moet huldig, dan kom die gedagte dadelik my op, wanneer gaan die Here vir my sê, ek is klaar met jou. Want as nie een van ons vanmôre wat hier sit, wat nie stoei en stry met die vlees, met die wêreld en met die duiwel nie.
Dis 'n dag vir dag se stryd. Ons gaan nie iets bereik in ons geestelike lewe nie. Ons jaag na die prys om Christus as wins te verkry. So ek wil vir u vanmôre verseker sê, dat die Here nie klaar is met sy volk Israel nie. Dat die Nuwe Testamentiese kerk nie Israel se plek ingeneem het nie. Onthou wat ek vir u sê. Ons as weergeborenes, ons wat in die genadeverbond staan, in die Nuwe Testamentiese dispensasie, ons het nie Israel se plek oorgeneem nie. Ons kry die groep die Israel visie vandag, en wat leer hulle? Dat hulle eintlik maar die verbondsvolk is, en dat hulle eintlik maar God se volk nou is. En ek wil vir u sê, God het sy volk, 'n unieke volk, 'n besondere volk, en hierdie manne word van melding gemaak in Openbaring die 7de hoofstuk. Hoor wat sê die Here in Romeine 11 vers 25, rakende sy volk. Ons kyk nou in die Nuwe Testament, wat sê die apostel Paulus oor hierdie volk Israel. Paulus skryf, hy sê, want ek wil nie hê broeders, en u kan maar u naam insit, suster of jong mens. Onthou, daar is sekere tye waar Paulus 'n besonder melding maak en met mans praat, en ons kan in die konteks aflei dat hy nou net met die mans praat, maar as hy oor in die algemene saak stel, kan ons die hele gemeente daarby insluit. Hy sê, ek wil nie hê broeders dat julle hierdie verborgenheid nie moet weet nie, sodat julle nie eie wys mag wees nie. En nou moet u let wat staan let wat staan hier in hierdie 25ste vers, die B-gedeelte. Dat die verharding ten dele oor Israel gekom het, totdat die volheid van die heidene ingegaan het. Kom ek verduidelik gou vir u wat hier aangaan. Die meeste van ons lees Jesaja 6, en wie kan vir my sê wat gebeur in Jesaja 6? Jesaja sien die Here sit op die hoë en verhewe troon, en die serafs aanbid hom, heilig, heilig is die Here, en dan preek die meeste predikers oor die gedagte van Jesaja, wie sal ek stuur? En wie sal vir my gaan? En dan sê Jesaja, hier is ek, stuur my. En wat is die boodskap waarmee die Here hom stuur? Hy sê, ek stuur jou na my volk en preek vir hulle, maar ek gaan hulle ore toemaak en ek gaan hulle oë sluit, dat hulle hoor en nie hoor nie, en sien en nie sien nie, sodat ek die oordeel oor hulle kan bring. En ek wil vanmôre vir jou sê, die feit dat ek en jy gered is nie omdat ons besondere mense is nie, maar omdat God sy volk verhard het, weens hulle aanhoudende sonde en hulle afgodediens, en die Here sê, deur Paulus, ek gaan aan die heidene die evangelie neem. En ek is heidene, almal wat nie Jode is nie, of Israel is nie, is heidene, en ons ontvang die evangelie, en ons word uit genade gered. So hierdie verharding, ten dele oor Israel gekom, totdat die volheid van die heidene ingegaan het, vers 26. En so sal die hele Israel gered word, soos geskryf is, die verlosser sal uit Sion kom, en sal die goddelooshede van Jakob afwend, en dit is van my kant die verbond met hulle, as ek hulle sondes wegneem. Ek wil hê jy moet tog vanmôre saam met my opgewonde raak oor hierdie saak. Ons gaan eendag saam met God se volk in die heerlikheid van die hemel deel in die aanbidding van hierdie God, omdat hy ons ingesluit het in sy plan, terwyl hy dan ook die verharding gebring het oor sy volk, weens hulle aanhoudende sonde. Hoor wat sê Sagaria 12 vers 10, almal ken hierdie baie bekende vers. Maar oor die huis van Dawid en oor die inwoners van Jerusalem sal ek uitgee die gees van genade en smekinge. U gaan sien, vanmôre gaan ek baie die feit dat God dit sal doen, dat hy die almagtige is wat in harte en in lewens werk. Hy sê, hy sal oor die huis van Dawid en oor die inwoners van Jerusalem sal ek uitgee die gees van genade en smeking, en hulle sal opsien na my vir wie hulle deurboor het, en hulle sal oor hom rouklaag soos 'n mens rouklaag oor 'n enigste seun, en bitterlik oor hom ween soos 'n mens bitterlik ween oor 'n eersgeborene kind. Wat sê Sagaria hier? Jy moet tog saam met my volg. Wie het Christus gekruisig? Die Romeinse soldate, maar ons lees dat die owerpriesters en die hoëpriester en die skrifgeleerdes die volk opgemaak het, en hulle sê, kruisig hom, hulle Messias word aan 'n kruishout vasgeslaan. En nou sê Sagaria, die profesie wat hy uitspreek is, dat gaan 'n tyd aanbreek, dat hier dieselfde volk wat Christus gekruisig het, hom sal erken as die enigste Messias. En dit gaan begin deur hierdie 144.000, wat in die tyd van die groot verdrukking dan 'n boodskap gaan gee van redding aangaande Jesus Christus.
U sien die ewige waarmaker van sy woord, God self, het 'n ewige verbond met sy volk gesluit en sal op sy goeie tyd en binne sy ewige volmaakte raadsplan dit ten uitvoer bring. Daar sal volgens die beloftes 'n fisieke, politieke en geestelike herstel binne Israel plaasvind. Ek wil vanmôre net so ietsie sê voor ons aangaan. Die meeste van ons is bekommerd oor die aandelebeurs. Waarom val dit so en waarom word my pensioen minder? Ons is bekommerd of die Springbokke gaan wen of verloor. Ons is bekommerd oor ons kinders se kwalifikasies en gaan hulle enige werk kry in hierdie land. En ons is met so baie dinge besig dat ons vergeet, in die groter prentjie is daar 'n ewige raadsplan besig om af te speel. Het jy al gedink aan 'n plek soos Jerusalem? Dis niks moois om na te kyk nie, daar is niks besonders wat daar aangaan nie, maar die Here wêreld fokus op hierdie plek. Waarom? Omdat die Messias sal terugkom en hy gaan daar sy koninkryk vestig en hy gaan hierdie 144.000 opwek om sy evangelie uit te dra. Ek wil vanmôre vir jou sê, moenie kortsigtig wees en dink net aan hierdie lewe en dit wat nou gebeur en dit wat nou in jou onmiddellike omstandighede plaasvind nie. Dink aan die ewigheid, dink aan God se volmaakte plan, maak seker jy is deel daarvan. Die Here sê daar sal 'n dag aanbreek dat sy volk Christus sal erken as die ware verlosser en saligmaker. Ek gaan dit kortliks so in 'n paar minute vir u wys in die Ou Testament, die profesie rakende Israel wat in die Nuwe Testament in vervulling kom, en besonder by die 144.000 soos ons vanmôre van gelees het. En ons lees dat die volk Israel in Egipte geëindig het. Hoe het hulle in Egipte geëindig? In Kanaan was daar hongersnood, Josef word as slaaf verkoop, hy word tweede in bevel, hier kom Jakob met die klomp mense daaraan, en die Here hou hulle in die lewe, en hulle word 'n groot volk, soveel so dat die Egiptenaars vir hulle bang word. Ons weet hulle was slawe, en die Here lei hulle uit met 'n kragtige hand. Maar die hartseer is, het jy al daardie gedeeltes gelees in Exodus, dit breek my hart elke maal as ek dit lees. Dat God skeer daardie see na hy die 10 pla in Egipte gebied het. Hy gee vir hulle hierdie kosbare, ek wil amper sê openbaring van sy heerlikheid. En wat doen die meeste van hulle? Murmureer, is opstandig, verhard hulle hart teenoor die Here. En die Bybel sê toe hulle by die beloofde land moes ingaan, het 10 van die 12 verspieders gesê, daai manne is reuse. Nee, ek gee nie om hoe groot is 'n reus nie, het jy maar gesit teen God. 'n Reus is niks vir God nie. En daarom wil ek vir u sê, toe die Here hierdie volk in hierdie woestyn versorg met manna en kwartels, en hulle hart is hard teenoor hom, toe sê die Here, julle sal sterf, en Josua en Caleb sal hierdie beloofde land tegemoet gaan. Hulle kom in die beloofde land onder Josua se leiding. Daar verval hulle in afgodediens en hulle word in ballingskap weggevoer, Babel en ook Assirië. En die Bybel sê vir ons, jare later, en u moet onthou, ek hanteer nou baie lang geskiedenis in 'n kwessie van 10 sinne. Glo dit of nie, ek kan dit ook reg kry. Jare later is daar terugkeer onder Esra, u kan dit gaan lees in die boek Esra, en deur latere jare, so 70 na Christus, is hulle letterlik oor die aarde verstrooi. Dis nou die volk Israel, net soos Jesus dit voorspel het. Ek wil vanmôre vir u sê, reg oor die wêreld is daar Israeliete of Jode dan, wat verstrooi is, omdat hulle in ongehoorsaamheid en in rebellie teenoor God opgetree het. Hoor wat sê Jesus self in Lukas 21 vers 20 tot 24. En wanneer julle Jerusalem deur leers omsingeld sien, dan moet julle weet dat sy verwoesting naby is. Want dit sal dae van wraak wees, sodat alles wat geskrywe is vervul kan word. Ek wil net so onderbreking maak, baie keer kyk ons na die Here en ons kyk na die wraak wat hy oor sy volk en oor volkere uitgiet en ons dink, God is wreed. God is hard. Hy is so ongenaakbaar. Ek wil vir u vra, dis tyd dat ons bietjie hand in eie boesem sal slaan en vra, Here, is dit nie dalk ons wat hierdie genade miskyk en in rebellie opstaan en hierdie oordeel verdien nie? Mense praat so gou van, ek verdien nie wat oor my gekom het nie. As ek en jy verdienste wil hê, sal ons die hel beerwe. Alles verder is genade. Die Bybel sê vir ons vers 24, die Here Jesus onthou, hulle gaan hom nou kruisig en hy sê die volgende, en hy sê, en hulle sal deur die skerpte van die swaard val,
en as krygsgevangenes geneem word na al die nasies. Hy praat nou van die Jode of die Israeliete. Hulle sal as krygsgevangenes geneem word. U kan die geskiedenis gaan lees, die baie hartseer gebeurtenis 70 na Christus, toe dit plaasgevind het onder generaal Titus, die Romeinse generaal. Die Bybel sê in Jerusalem sal vertrap word deur die nasies totdat die tye van die nasies vervul is. Luister, as u die nuus aansit, as u die koerant lees, dan sien u hoe God se plan besig is om in vervulling te gaan. U en ek gaan nie vir altyd hier bly nie. Ons kan maak wat ons wil. Ons sal nie vir altyd op hierdie aarde bly nie. Ons weet nie eens wanneer ons gaan sterwe nie. Dis hoe nietig ons is, en daarom is die gebed van my hart, dat ons sal sien dat God 'n volmaakte plan met sy volk Israel het. En dat hulle ook hier in Openbaring 7 'n prominente plek sal inneem waar hulle gered sal word en kragtig sal getuig aangaande Christus. U sien, na hulle verstrooiing leer die geskiedenis ons dat hierdie volk Israel wreed vervolg, gemartel en gedood was. Tot vandag toe, vriende, is hulle een van die mees gehate nasies ter wêreld. Ek lees hier die week 'n artikel. Hulle sê in Europa, in Frankryk, in die Oekraïne, wil die Joodse kinders nie eens meer skool toe gaan nie, soos hulle vervolg word. Waarom haat die wêreld God se volk so? Want hulle haat God self. Want hy stel vir ons 'n absolute eis. As jy agter my wil aankom, dan dien jy my nie op jou voorwaardes nie, maar op my voorwaardes. En hierdie voorwaardes is, sterf aan jouself, neem jou kruis op, volg my. Ek sê onlangs vir mense, ons het eendag hemel. Nie nou hemel op aarde en eendag hemel nie. Nou dra ons die kruis, eendag die kroon. Ek hoop u verstaan dit, ek hoop u sien dit uit die Bybel en soveel te meer God se volk. Die wêreld haat hulle. Waarom? Omdat hulle in rebellie teenoor die Here opgestaan het. En ek moet eintlik sê, hulle kry maar net dit waarvoor hulle gevra het, en tog gaan God genadig wees aan die einde van hierdie dispensasie, om dan ook genade oor hulle uit te stort, sodat daar 'n massa bekering onder sy volk kan plaasvind. Tot vandag toe is hulle een van die mees gehate nasies ter wêreld. Vriende, ten spyte van hulle tragiese geskiedenis, leer die woord ons dat God nog steeds 'n plan en doel met hulle het. Die Here het beloof dat hulle nie net as staat en volk sal herleef nie, maar ook geestelik. En kom ons kyk gou na so 1 of 2 profesieë oor hierdie saak om dit te bevestig. Kom ons kom by die fisieke en politieke herstel van Israel, soos die profete voorspel. Onthou, alles is besig om te beweeg na die einde toe. Hierdie 144.000 sal 'n prominente plek dan ook inneem en ook 'n rol vervul. Deuteronomium 30 vers 4 lees ons alreeds van hierdie profesie. Al was jy jou verstrooides aan die einde van die hemel, daarvandaan sal die Here jou God jou versamel, en daarvandaan sal hy jou gaan haal. Ons lees Esegiel 37, so spreek die Here, vers 21, kyk, ek gaan die kinders van Israel haal tussen die nasies uit. Wat het ons nou net gelees in Lukas? Wat sê die Here? Ek gaan hulle onder die nasies verstrooi. Hulle gaan onder die nasies versprei word. Maar op die bepaalde tyd, wanneer ek dit bestem, gaan ek hulle haal, dat hulle my volk kan wees en my kan aanbid. Ek gaan hulle haal tussen die nasies uit waarin hulle getrek het, en ek sal hulle van alle kante bymekaar laat kom en hulle bring in hulle land, en ek sal hulle een volk maak in die land en op die berge van Israel, en een koning sal vir hulle almal koning wees, en hulle sal nie meer 2 nasies wees nie, en verder nie meer in 2 koninkryke verdeeld wees nie. En ek sal 'n verbond van vrede met hulle sluit. Dit sal 'n ewige verbond met hulle wees. En ek sal hulle daar bring en hulle vermenigvuldig, en ek sal my heiligdom in hulle midde vestig vir ewig. En my tabernakel sal oor hulle wees, en ek sal vir hulle God wees, en hulle sal vir my volk wees. En die nasies sal weet dat ek die Here is, wat Israel heilig as my heiligdom vir ewig in hulle midde sal wees. Waarom het die Here Israel gekies? Wie van u kan vir my sê? Was hulle magtige helde? Was hulle mooi van aansien? Was hulle mense wat finansiëel sterk gestaan het? God het hulle eenvoudig gekies omdat hy wou. Hy roep Abraham uit die heidendom en hy stort sy genade oor hulle uit en hy sê, ek gaan vir jou 'n God wees. En ek wil hier moet dit tog raak sien. Here sê, nou sal ek julle gaan haal na hierdie plekke waarin ek julle verstrooi het. Ek dink die volk Israel
Ek dink na die sonde en die Assiriese ballingskap en die Babyloniese ballingskap het hulle besef hoe erg dit is om van God se weë af weg te beweeg. Sonde bring nooit voordeel nie. Ek wil vanmôre vir die jong mense sê, moenie begin met sonde heel nie. As jy begin, hy gaan vir jou insluk, hy gaan jou vernietig, hy gaan jou uitsuig soos 'n lemoen, en niemand van ons is 'n klare lemoen uitgesuig het, en nou, amper sê hy verlipte lemoen, sit aan my hand en ek sê vir jou, ag man nou, Ebenezer 'n lemoen. Wat gaan hy vir my sê? Ek stel nie belang nie. Jy het hom klaar uitgesuig. En dit is presies wat die duiwel doen. En dit is presies wat hy met die volk Israel gedoen het. Hulle uitgesuig, hulle vernietig deur sonde, want sonde beloof vir ons iets wat hy nie kan gee nie. Ek wil vanmôre net so ietsie sê, daai kerel wat vir jou sê, ag, as jy maar net jou liefde aan my sal bewys, en dan weet ons mos wat die knapies bedoel. Sê vir hom, daar's die deur. Gaan. En dieselfde andersom. Waarom? Want die duiwel kom om te steel en te slag en te verwoes. Hy het dit met Israel gedoen, God verstrooi hulle, hy sê ek sal julle weer kom haal, omdat ek julle God is en ek julle lief het. Jeremia 16 vers 14 tot 16, daarom kyk, daar spreek die Here, dat daar nie meer gesê sal word, so waar as die Here leef, wat die kinders van Israel uit Egipte land laat optrek het nie, maar, so waar as die Here leef, wat die kinders van Israel laat optrek het uit die Noordland, en uit al die lande waarheen hy hulle verdryf het. Ja, ek sal hulle terugbring in die land wat ek aan hulle vaders gegee het. Ek wil vir u sê, as 'n geweldige oorlog in hierdie lande tussen die klomp moslems en die klomp Jode. Waarom? Want almal weet daar's 'n dag voorspel waar hierdie God wat mens kom word en wat gekruisig is, wat opgestaan het, wat opgevaar het, weer sal terugkom. As nog 'n land soos Amerika was, wat oorloop van melk en honing, het 'n ou miskien gesê, ons verstaan. Maar die Here kies juist daar die plek, omdat hy sy heerlikheid daar wil kom vestig. Kom, ek gaan gou vir u die geskiedenis vat, die fisieke en politieke herstel van Israel. Op 2 November 1917 teken die Britse leiers met die Jode die Balfour Deklarasie. Dit het daartoe gelei dat Palestina weer gewettig word as 'n nasionale tuiste vir die volk Israel. Sedertdien keer die volk terug na hulle tuiste, die eerste keer in 2500 jaar. 1917, jy sal vir my sê, maar dit's lang terug. Hoe lank gaan hierdie profesie dan vat om in vervulling te kom? Byt vas. Een van die dag. 14 Mei 1948, toe was Van U al gebore, né? Het Israel weer sy eie onafhanklike, selfregerende staat verkry, met sy eie vloot, sy eie weermag, sy eie grondwet, sy eie vlag en sy eie hoofstad. 1 Februarie 1949 het Amerika die nuwe staat erken, en 11 Mei 1949 het Israel die 49ste land van die VVO, die Verenigde Volkere Organisasie geword. Tans het daar meer as 6 miljoen Jode na hulle land teruggekeer, en ek wil vanmôre vir jou sê, dit is nie toeval dat hierdie goed in plek val nie. Dit is alles wat God bepaal en God beskik het, want ek wil vir jou sê, hef jou oë op na bo, want die koms van die Here Jesus Christus is nader as wat ek en jy dink. Maar daar is ook 'n geestelike herstel wat beloof word. En ek dink dis vir my die kruks van die saak van hierdie Openbaring 7. Die Here sê in Esegiel 36, 22 tot 28, daarom sê vir die huis van Israel, so spreek die Here, ek doen dit nie om julle ontwil nie, o huis van Israel, maar ter wille van my heilige naam. As jy vanmôre gered is, het God jou gered ter wille van sy heilige naam. Om uit te gaan en vir hom 'n getuie te wees, nie die fokus na jouself te trek nie. Ek is nie een of ander persoon wat in 'n modeparade deelneem en die aandag na onsself wil trek en vertel hoe goed is ons nie. Hoe langer jy die Here dien, hoe meer besef jy hoe sleg is jy. In jou wese, ek is in my murg en been met sonde deurweek. Maar God uit genade kom red ons, en hy sê, hy kom red ons ter wille van sy heilige naam. Hy sê vir Israel, maar ter wille van my heilige naam, wat julle ontheilig het, onder die nasies waar julle gekom het. Hoor gou God se genade, ek lees vir u, hoe hierdie man Esegiel dit beskryf. En ek sal my groote naam heilig, wat onder die nasies ontheilig is.
wat julle onder hulle ontheilig het, en die nasie sal weet dat ek die Here is, spreek die Here, Here. As ek my in julle voor hulle oë as die heilige laat ken, volg saam, en ek sal, jy sal sien ek het dit elke keer onderstreep, en ek sal julle uit die nasies gaan haal. Ek sal julle gaan haal. Dit is my so pragtige beeld van Johannes 10. Wie weet wat staan in Johannes 10? 'n herder en skape. En die Bybel sê dat die skape ken die herder se stem. Die Here gaan sy volk roep. Die Bybel sê, hy gaan hulle haal en julle uit die lande bymekaar laat kom, en ek sal julle in heel land bring. Dan sal ek skoon water op julle giet, sodat julle rein kan word van al julle onreinhede en van al julle drekgode, sal ek julle reinig. En ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste gee. En ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle hart van vlees gee. En ek sal my gees in julle binneste gee. En hoor nou, ek sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en dit doen. En julle sal woon in die land wat ek aan julle vaders gegee het, en julle sal vir my 'n volk wees, en ek sal vir julle 'n God wees. Ek wil vir u sê, watter kosbare waarhede. Ek sal, en ek wil vir u sê, as ek hierdie week vir iemand gesê het, waarom wil jy so graag die outeur van jou saligheid wees? Waarom moet dit altyd gaan oor jou en jou keuse, en dit wat jy gedoen het, wil jy nie maar vanmôre vir God die eer gee nie, dat hy jou kom soek het, in jou staat van sonde. Dat hy jou kom roep het, dat hy sy liefde oor jou uitgegiet het, dat hy jou hart sag gemaak het vir sy waarheid, dat hy jou hart ontvanklik gemaak het, dat hy lewe gebring het in hierdie dooie toestand, sodat jy kon uitroep om genade. Ek vra vanmôre vir jou, besef jy, hy sal maak, dat jy in sy insettinge wandel. Ag, ek het onlangs gesê, vriende, was dit nie vir God se instandhoudende genade nie, dan ek nie vanmôre voor u gestaan nie. Ek ken my 'n sondige hart en u ken u sinne. Maar God deur sy gees hou ons in stand, omdat hy 'n goeie werk begin, wat hy sal volëindig. En nou sal ek probeer vinnig maak, ek sien daar is hier en daar beweging. Joël 2 vers 28 tot 32. Nou u ken hierdie profesie wat baie van die Pinksterkerke gebruik en sê, jy sien die Bybel sê, dat ons sekere drome kan droom en gesigte kan sien. Ek gaan vir u gou vanmôre verduidelik, waaroor gaan Joël 2 vers 28 tot 32. Want u sal onthou dat Petrus dit op Pinksterdag, Handelinge 2 dan ook vir ons deurgegee het. En daarna sal ek my gees uitgiet op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, julle ou mense drome droom, julle jongelinge gesigte sien, en ook op die diensknegte en op die diensmaagde sal ek in die dae my gees uitgiet. En ek sal wondertekens gee aan die hemel en op die aarde, bloed en vuur en rookpilare. Die son sal verander word in duisternis en die maan in bloed, voordat die groot en deurligte dag van die Here kom. En elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word, want op die berg Sion in Jerusalem sal daar ontkoming wees, soos die Here gesê het, en onder die vrygeraaktes, die wat die Here sal roep. Nou baie interessant is, as jy hierdie vers gaan verklaar, dan sien jy baie van die charismatiese of Pinksterkerke gebruik net die eerste deel. Die wondertekens wat aan die hemel en die aarde en die bloed en die vuur en die rookpilare en die duisternis en die maan wat bloed word ensovoorts, en tog nie die bloedmaan teorie glo nie. Dis oor en oor bewys is 'n leuen wat mense vertel. Daar gaan 'n dag aanbreek dat God werklik die hemel en liggame gaan skud. En dan hoef ons niks op te maak nie, ons sal agterkom, God is besig om te werk. Vriende, hierdie profesie het gedeeltelik, as die skrif moet skrif gaan verklaar, het dit gedeeltelik in vervulling gekom in die boek Handelinge op Pinksterdag. In die begin van die groot verdrukking sal die profesie algeheel en finaal in vervulling gaan. Dit sal wees wanneer die Here die 144.000 verseël om sy getuies te wees, soos wat hy sy volk bestem het om te wees. Want saam met hierdie getuies gaan die tekens kom. Ek wil net vir een hakkies daar net noem. Ons noem hierdie verklaring van die profesie die wet van dubbele verwysing. As dit kom by die verklaring van profesie, dan dui dit op die vooraf en latere vervulling van die profesie. En dis waaroor Joël 2 gaan, en dis wat Petrus in Handelinge die 2de hoofstuk sê. Die finale vervulling van hierdie profesie sal plaasvind ook in hierdie tyd van die groot verdrukking. Israel sal 'n tyd beleef waar die Here self deur sy gees 144.000 verseël om tydens die groot verdrukking vir hom te getuig. Miljoene Jode
sal gered word. En ek gaan die boodskap nou begin afsluit. Hierdie 144.000 Israeliete sal deur die loop van die 7 jaar van groot verdrukking bly leef om kragtig vir die Here te getuig. En nou wil ek 'n vraag beantwoord wat baie van u al vir my gevra het. Baie vra, sal daar weer in ons dag herlewing kom? Nou, u weet wat herlewing is. Herlewing is waar die Here 'n groot massa mense kom opwek. Mense red uit genade, en ek dink die grootste herlewing in die Bybel was in watter boek gewees? In die boek Jona. Die hele stad Ninive word op een slag gered. En ek wil vir u sê, dit was deur 'n onwillige profeet dat God hierdie wonder gedoen het. Hoekom? Om eer te bring aan sy naam. Predikante sê vir jou, die regte hou op die regte plek en dan boor jy olie raak. En dan is daar seëninge wat oorloop. Luister, God gebruik wie hy wil, wanneer hy wil. As jy onwillig is, dan sal hy met jou doen soos hy met Jona gemaak het, totdat jy luister en gaan doen wat God sê. Jona, die onwillige profeet, grootste herlewing wat onder sy bediening plaasgevind het, waarvan ons lees in die Bybel. Sal daar in ons dag weer herlewing kom? As ons die Bybel bestudeer, dan lyk dit nie vir ons so nie, want 1 Timoteus 4 vers 1 sê, in die laaste dae sal sommige van die geloof afvallig word. Julle wat by die skool is, en julle wat by die universiteit en by die werke is, hoeveel gereddes is saam met julle daar? Sê gou, almal, nee? In die môre sal jy groet, sê hulle, prys die Here, wat 'n wonderlike dag. Die dag wat die Here gemaak het, kom het ons daaroor juig en bly wees. Nee, die helfte is grumpy, die ander helfte ruik nog na alkohol van die vorige dag, die ander klomp is besig met goed op hulle foon, wat hulle nie meer besig moet wees nie, en jy kom in hierdie bose omstandighede in, en jy dink by jouself, die Bybel is waar. Hulle sal van die geloof afvallig word, en verleidende geeste en leringe van duiwels aanhang. Die Here sê in 2 Timoteus 3 vers 1, maar weet dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. Vers 2, mense sal liefhebbers van hulle self wees. Man, as ons vir onsself so in die spieël kyk en ons gooi daai kuif so, dan sê ons vir onsself, jy's gorgeous. Jy is die wenner. En baie mense leer dit vandag vir jou, staan in die spieël, kyk vir jouself, psych jouself op vir die dag, sê vir jouself, almal wag vir jou, maak dit hierdie deur oop. En dan kry jy moeilikheid. Ek wil jou sê, dan die ander paar miljoen in hierdie land doen presies dieselfde. Want hulle dink ook, hulle is die wenners. Vers 5, mense wat 'n gedaante van godsaligheid het. Ek wil vir u sê, dis hoekom ons homoseksuele predikante en lesbiese predikante vandag kry. Nou is dit dominee en meneer, mevrou, pastorie, vader. Dis die moeder se gedeelte. Dis wat aangaan. En ons verwelkom hulle, en is op die nuus, en is in die koerant, en almal is bly daaroor. Die Bybel sê, hulle sal 'n gedaante van godsaligheid hê. Hulle sal 'n gedaante hê van kind van God wees, maar die krag daarvan verloon. Keer jou van hierdie mense af. Nog 'n vers, 2 Petrus 3 vers 3. Dit moet julle veral weet dat daar aan die einde van die dae spotters sal kom, wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel, wat sê, waar is die belofte van sy wederkoms? Ek hoor elke dag van spotters. Ek wil vir u sê, God is God en hy kan, as hy wil, almal red. Hy kan 'n massa herlewing teweeg bring. Hy kan doen net soos hy goed dink, en daar is nie een wat sy hand kan afslaap en vra wat maak u nie. Tog, dis die vraag wat ek nou gaan beantwoord. Dink ek daar gaan herlewing in ons tyd wees? Dit lyk nie volgens die Bybel so nie, maar in Openbaring 7 sien ons dat dit lyk of die herlewing deur die Here self tydens die groot verdrukking deur die 144.000 teweeg gebring sal word. Hoekom sê ek so? Wil jy die antwoord weet? Wil jy die antwoord weet? Ook ek gaan hom vir myself gee. As jy hom nie wil weet, jy sal ek op myself gee. Die teks gee vir ons die antwoord. Hoor wat sê die teks? Openbaring 7 vers 9. Die 144.000 word aangekondig, en nou word die vraag gevra, na hierdie ding het ek gesien, en kyk, daar was 'n groot menigte wat niemand kon tel nie, uit al die nasies en stamme en volke en tale, en hulle het gestaan voor die troon en voor die lam, bekleed met wit klere en met palmtakke in hulle hande, en hulle het met 'n groot stem geroep en gesê, heil aan ons God, wat op die troon sit en aan die lam. Toe het een van die ouderlinge gespreek en gesê, wie is hulle en waar vandaan kom hulle? En nou kom die antwoord, my Heer, u weet dit, en hy sê vir hom, dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom, en hulle het al klere gewas, en hulle klere wit gemaak in die bloed van die lam. Baie interessant, hulle klere wit gemaak in die bloed. Bloed is
rooi. Die bloed van Christus reinig 'n bose hart van sonde, dat ek rein voor God staan, asof ek nog nooit gesondig het nie. Dis wat die kruiswerk van Jesus vir 'n sondaar kan doen. So sien u, dit lyk vir ons volgens die profesie in die Bybel, dat die groot herlewing sal kom tydens die groot verdrukking, waar die Here Jesus Christus self hierdie massa mense sal red. Die Bybel sê uit elke nasie, taal, volk en stam. Die evangelie is nie gereserveer vir 'n bepaalde kleur, vir 'n bepaalde volk, nasie of taal nie. Ons is begenadig deur Christus om ook vanmôre gered te wees. So as ons die skrif reg lees, sal daar baie gered word tydens die groot verdrukking. Baie sal Jode wees wat deur die 144.000 se getuies gered sal word. Ander sal die valsheid van die anti-kris aanskou. Baie sal dan oortuig word van hulle eie dwaasheid en verlorenheid en gered word. Saam God se volk sal daar ook heidene uit elke nasie, taal, stam en volk wees wat gered sal word. En ek sluit af. Die vraag is, en nou moet u net hierdie laaste minuut of 2 vasbyt. Ek gaan nou die boodskap saamvat. Die vraag is, sal u en ek deel uitmaak van die verloste skares rondom die troon van God? Johannes maak in Openbaring 7 melding van die wat in die groot verdrukking tyd doodgemaak sal word vir hulle geloof en daar gered sal word. Maar ons weet dat al miljoene gesterwe in die Ou Testament, in die Nuwe Testamentiese tyd in ons dag, en sal nog vandag en môre en oormôre sterwe. Ek vra vir jou vanmôre, u moet nou vanmôre regtig hierdie paar oomblikke neem om te luister. As die Here vanmôre jou lewensdraad knip. As die Here vanmôre sê, dis vandag Gerard Beke se tyd om hierdie aarde te verlaat, gaan jy en ek gereed wees. Gaan ons die Here Jesus kan ontmoet. Die Here waarsku, hy sê in Galasiërs 6 vers 7, moenie dwaal nie. God laat hom nie bespot nie, want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. Ons beleef 'n tyd waar mense sê, ek is ook 'n kind van Jesus, ek is net 'n stout ene. Dit is tyd dat jy moet soet word. En jy kan alleen soet word as jy by die kruis van Golgotha 'n nuwe hart ontvang. 'n Nuwe hart gee jou ook 'n nuwe begeerte, en is om God te verheerlik. Moenie God bespot nie. Die Here sê vandag, as jy sy stem hoor, verhard jou hart nie. Moenie jou hart verhard nie. Jy en ek weet nie wanneer ons laaste dag op hierdie aarde sal aanbreek nie. Ons gaan volgende week kyk na die eienskappe en karakter van hierdie 144.000 en hoe kosbaar ons uit hulle lewe kan leer. Ek wil afsluit met die vraag, ken u vir Jesus? Maar nog meer belangrik, ken hy jou? Wat is die verskil? In die meeste kerke ken jy almal Jesus. Ek is ook 'n Christen. Ek is ook 'n kind van Jesus. Ons het ook op sonnaskool gesing, Jesus, ek is klein, swak en kindig en onrein. Ek vra jou vanmôre, ken hy jou? En nou gaan ek vanmôre 'n vers uitlig wat die meeste kerke nie wil uitlig nie. Hulle lig gewoonlik die 12de vers uit, maar ek wil vanmôre die klem lê op die 13de vers, sodat jy die vraag kan beantwoord, ken hy jou? Johannes 1 vers 12 en 13, die meeste van ons kan 12 quoteer. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. En daar stop die meeste. En hulle sê ek het Jesus aangeneem, so ek het hierdie brandpolis gekry, so asof Jesus se kruis 'n brandpolis is, wat ek eendag by die poort gaan ingee, en vir Petrus sê, luister, ek het 'n brandpolis uitgeneem, ek sal nie hel toe gaan nie. Vergeet daarvan. Maar almal wat hom aangeneem het, sê die Bybel, aan hulle gee hy mag om kinders van God te word. Nou die konteks, vers 13 verduidelik. Wat nie uit die bloed, of uit die wil van die vlees, of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. As jy vanmôre nie uit God gebore is nie, sal jy nie vrug dra wat by die bekering pas nie. En dis die boodskap van hierdie gemeente, Berea Christen gemeente, en die woord sê vir ons, dat ons moet seker maak, God ken ons. Nie ons hom nie. Want ons ken van hom is baie keer subjektief, dit gaan oor 'n gevoel, dit gaan oor ervaring, dit gaan oor 'n belewenis een of ander tyd, maar daar is nie vrug nie. En die laaste woorde wat ek in my huis toe wil stuur, groot hier onder in blou, is jy uit God gebore? Dra jy die vrug? Dan gaan jy deel wees van die verloste skare. Jy sal nie die groot verdrukking tegemoet gaan nie, maar jy sal saam met hierdie
kosbare herlewingsgroep wat eendag in die heerlikheid sal wees, God aanbid vir tyd en ewigheid. U moet ernstig dink wanneer ons nou gaan bid. Ken hy jou? Ek het jou by my naam geroep, of by jou naam geroep, jy is myne. Is dit waar van jou lewe? Kom ons bid saam. Vader, as ons sien hoe die profesie in vervulling gaan, dan besef ons dat u koms is naby, ons weet nie wanneer nie, ons weet nie watter dag en watter uur en watter oomblik nie, maar ons weet een ding verseker, dat u gaan kom om ons te kom haal. Dierbare Here, ek pleit, hulle wat vanmôre hier sit, dat hulle nie hiervandaan sal vertrek en roekeloos die lewe tegemoet sal gaan met die gedagte dat God is liefde en hy sal my eendag in sy heerlikheid toelaat, ongeag my lewenswandel en lewenspatroon nie. Die Bybel is baie duidelik, Here, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge gaan verby, kyk, alles word nuut. Dis alles u werk, Vader, en daarom bid ons dat elkeen wat vanmôre hier sit kan sê, ek is uit God gebore. Ja, dank die Here dat ek hom kon aanneem, maar dit was alles sy goeie werking in my siel, dat ek kon uitroep om genade. Ek pleit, Here, dat ons nie in hierdie tyd van stryd, en waar ons soms stoei met onsself, en die wêreld, en jou vyand, en al die dinge dat ons moedeloos sal raak, en u werk in ons sal betwyfel nie. Maar dat ons sal volhard, deur die krag van die Heilige Gees, sal volhard tot daardie dag, dat ons u sien in u heerlikheid. Dat ons nie ons lewe sal vermors nie. Ek het gister so daaroor gedink, en ook vir my vrou gesê, dat al hierdie goed wat ons sien, sal verbygaan. Ek dink die verval in Suid-Afrika is vir ons 'n rooi lig om vir ons te wys hoe vinnig 'n land kan verval wat op 'n stadium die land van melk en honing was. En dis 'n wekroep van God om vir ons te sê, luister, moenie jou tentpenne te diep inslaan op hierdie aarde nie. Want alles sal verbygaan. Mag u ons gereed vind, Here, wanneer u kom, of wanneer ons die doodsjordaan moet deurgaan, sodat ons eer kan bring aan ons Heiland Jesus Christus, die leidsman en voleinder van ons geloof. Amen.